Wat 'n voorreg om hom te loof, hom te eer, hom te prys. Daar's net niemand soos hy nie. Ek loof hom vanmôre vir sy koöperatiewe guns, sy koöperatiewe barmhartigheid en ontferming en daardeur die bevestiging van sy Heilige Gees raad en sy Heilige Gees leiding vanmôre. Alles vloei so mooi in 'n eenheid. En dit gaan definitief na 'n hoogte toe en geestelik gaan dit na 'n intimiteit met hom en met hom alleen. Gaan 'n baie bekende gedeelte vir u lees uit sy woord. Toe het alreeds van die versies gelees. Efesiërs 1. En ek wil vanmôre met u praat oor jy. Elkeen sê gou ek. Word geglo. Wat 'n stelling. Ek word geglo. Ongeag wie jy is. Wat jy is. Daar's in die hemel 'n positiewe belangstelling en 'n opgewondenheid oor my en oor u. Prys sy naam. En ek vra mooi sy Heilige Ruach om elkeen nou te bevrug terwyl ons sy woord gaan lees, sodat die inspraak in elkeen se gees ook sal wees. Van my kant af net so baie geluk aan ons moeders. Ek roep met respek oor julle uit, julle word waardeer. En wat is 'n huis sonder 'n ma? So baie dankie. Jy kan nie goed sien, jy kan nie goed ruik, en dan kan jy hulle nog ervaar ook. As jy buite stop en jy kom van die werk af huis toe, dan ruik jy. Sy's by die huis. Het sy haar reuk of die geur van die kos? En as jy in die huis instap, dan sien jy die netheid van haar hand, die beweging van haar passie. En dan wil ek nie praat van as jy haar amptelik sien nie. Wat 'n ervaring. Al die paas, al die kinders gee die maas 'n baie mooi regverdige, eervolle handeklap. Pragtig, geseënd sal julle wees en laat julle lekker nooit ophou nie. Laat dit net gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Nou kom ons lees. Efesiërs 1 vanaf verse 3. Toe het ook hierdie 2 verse gelees. Hy sê geseënd. Met ander woorde, adorable, lofwaardig, prysingswaardig, verkondigingswaardig is die God en die Vader van onse Yahshua, the Messiah. Wat ons, luister nou mooi, ek wil nie met daar net sit, hy sê wat ons, maar wat my geseën het, met alle geestelike seëninge. Hoor mooi, blessed be Yahweh the Father and Master Yahshua the Messiah, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies, en hoor nou mooi, in the Messiah. Nou, Messiah verwys hoofsaaklik na hom wat kom. So, profeties, nou moet jy net mooi luister ek sê, profeties, hierdie skrif vir my en jou, sê, in the heavenlies, in the Messiah, wat kom. Dit beteken, en ek hoop het gaan nou ook vir elkeen, daar kom 'n goddelike heerlikheid oor almal wat in hom is. Pastoor, wat sê jy?
Ek maak los oor jou vandag, môre, oormôre, jou weke, jou maande, jou jare wat kom, gaan jy geseënd wees, groter wees. Sien een of twee wat het vat, wat het snap, dan gister en eergister, want dit is die betekenis van Messiah, groter heerlikheid, wat aan die kom is, mag bietjie borduur, groter salwing, groter blydskap, ag vir die voorsang, dieper liedere, dieper insprake, en ek maak oor julle almal se stemme los, oktawe, op oktawe, ek maak julle longe los, suurstof, op suurstof, ek maak op die musikante los, 'n oor vir die fyn, vir die sjaap, vir die guns, halleluja, en die aanbidders, maak ek los 'n ervaring met hom, 'n gemeenskap met hom, 'n intimiteit met hom, soos nog nooit tevore. Halleluja, wat kom en wat sal wees. Soos hy, dis nou die Vader, ons in hom, die Seun. Soos die Vader ons in die Seun uitverkies het. Hoor nou mooi. Met ander woorde, ek gaan nou meer hier oor sê net, met ander woorde, oor ons 'n hemelse besluit geneem het. Ek gaan gou twee stellings maak. Nommer 1, taflak vir Satan se begeerte oor julle. 1A, 1B, taflak vir alle kinders wat in sy teenwoordigheid groot geword het, maar wat afgedwaal het. Sy liefde bring hulle terug. Sy vanmôre sy liefde groter as die misleidings en as die verleidings van hierdie wêreld. Halleluja. En dan nommer 2, dalk nie so positief vir almal nie. Jy wat vanmôre hier sit en jou ywer is nog nie tot sy volheid nie. Taflak. Jou toewyding nog nie tot sy volheid nie. Taflak. Jou oorgawe tot vrymoedigheid, hom te eer, te prys. Taflak. Want hy het jou in hom, sy Seun, klaar, voor jy in die skoot van jou moeder was, het hy jou uitgekies, en daarom uit die 3 miljoen selle toegelaat, vanmôre manifesteer jy in sy, as hier elke een is wat sê vanmôre, dan nie meer my wil nie, maar laat u wil is vaardig vir 'n manifestasie jou hande. Ek gee spontaan oor, gaan nie meer rebelleer teen u wil en teen u plan van my nie, maar ek gee spontaan oor, u wil, u guns met my. In hom uitverkies vir die grondlegging van die wêreld. Hoor nou mooi, hier is die rede, as ek net op die monitor so klein bietjie meer kry, nie baie meer, net 'n klein bietjie, om heilig. Met ander woorde, nie soos die nuwe kerkorde net wil sê, jy's gebless nie. Daar's 'n rede. Jy word nie net sommer gebless nie, is ook nie net sommer gebless nie. Ek gaan vanmôre dit vir jou duidelik maak. Maar heilig te wees. Met ander woorde, 'n sekere doel, 'n sekere manifestasie, 'n sekere openbaring van wie hy is, wat jou uitverkies het. Ek en jy, die repliek
keer baie met ons as ons spreek vanaf Melanie en al die ander ook. Maar vanmôre gaan ek dit sê. Wanneer ons sekere dinge preek, dan voel jy en ander keer sien jy hoe die demone nou mense wil keer om te glo. Jy staan hier en jy raak bewus van die demone, vloeke en bindinge, wat mense se verstand wil smoor. Hulle gees wil smoor, want die demone weet, as jy vanmôre gaan glo, as jy vanmôre gaan gehoorsaam wees, breek jy met jou geloof en gehoorsaamheid alle bose werke. En hy wat jou gemislei en verlei het nie meer 'n blyplek nie. Hy moet skoot en jou Skepper se guns en jou Skepper se heerlikheid kom in jou en met jou. Daarom spreek ek nou elke leengees aan. Ek spreek elke demoniese mag aan en ek vernietig dit vanmôre en ek verklaar hier die krag van sy bloed, 'n vrymaking oor ieder en elkeen se gees in hierdie dag om tot God se volheid vir jou in jou lewe vir hom te word en te kom. Vir hom heilig sonder gebrek. Een kant heilig en aan die ander kant jy gaan absoluut geen iets kort kom. Hierdie sonder gebrek beteken hy vat jou in sy bonatuurlike in. Ek wil jy mooi luister. Hy maak nie vir jou goeie kind van die Here nie. Hy vul jou nie net met blydskap en hy gee jou nie net 'n klomp geld in jou bankrekening en gesondheid nie. Hy vul jou gees. Hy voorsien jou innerlike mens met die bonatuurlike. En dan kom jy agter dat die tydelike is 'n 0, maar die goddelike is die almag, is die krag, is sy guns en sy heerlikheid. Hoe mooi het hulle gesê, more than I can be. As jy net nou die voorsang kan herinner, gaan jy agterkom hoe hy 'n voorbereiding deur sy gees gemaak. Sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Snap hierdie ding? Met ander woorde, hy bekwaam en hy het geroep en uitgeverkies en hy salf van hy seun sodat daar 'n geestelike liefdesintimiteit kan wees. Jy sien net sommer daar vir 'n skare nie. Nee, hy stel persoonlik belang om intiem met jou gees. Met ander woorde, en hierdie is mind-blowing wat ek nou sê. Met ander woorde, hy het 'n geesbehoefte wat ek en jy kan vervul. En ek weer speak, maar daarom sê, in hom, in liefde. Jy almal weet wat liefde, 'n legio. Gaan nie nou daarop uitwyd nie, is kosbaar. Vers 5, hoor nou mooi. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Met ander woorde, hy wil 'n ding in ons doen, hy wil 'n heerlikheid in ons gee, hy wil ons bekwam, sodat hy met 'n vrymoedigheid ons almal, halleluja, vir homself kan vat, en dat ons self syne kan wees, vir homself aan te neem, deur Jafasho na die welbehaag van sy wil. En dan kan ek net tot hier lees, ek gaan maar net die ander lees om u te bless. Tot die lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, in hom, Jafasho, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,
deurdat hy, luister nou mooi, deurdat hy aan ons die verborgenheid, met ander woorde, het was geheim net by hom, die verborgenheid van sy wil, dit wat hy begeer, dit wat hy wil doen, bekend gemaak het, met ander woorde, hy maak het nou bekend, hy gee het nou aan ons, na sy welbehaag, wat hy in homself voorgeneem het. Met ander woorde, die hele besluit, die hele begeerte, die hele visie, die ywer van sy kant af, oor u en my, is 'n uitsluitlike begeerte van homself. Dis 'n visie wat hy, dis 'n passie wat hy, alles lê in hom, en kom van hom af, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met ander woorde, uitgesoek, wat 'n dag, wat 'n tyd, wat 'n seisoen, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Jahshua te verenig. Hierdie is 'n preek op sy eie. Alles wat die Vader in sy ewige skeppingskrag daar gestel het, dit alles, as dit in Jahshua is, weer tot hom te neem, tot hom te bring. Alles, sien net dit, of net alles, soos hy sê, alles, te verenig in hom, en wie ons op die erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Jahshua gehoop het, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid en die evangelie van redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Met ander woorde, dit gaan so wees. Dit gaan manifesteer. Dis nie 'n veeverhaaltjie nie, nog minder is dit 'n kinderkerk storie, 'n sonnaskool storie. Dis 'n waarheid vanuit die hemel uit, en die Heilige Gees binne in ons getuig en bevestig dit, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot die lof van sy heerlikheid. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in Jahshua wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle my gebede dink nie. Hoor nou mooi, dat die God van ons Jahshua, die Vader van heerlikheid, aan julle, sê aan my, die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom. Met ander woorde, dat die Vader hart, wat vir eeuwig geheim was, oopgemaak sal word. Dat ons nie dit sal hoor nie, maar dat ons 'n kennis daaroor sal kry, en 'n kennis daaroor kan ontvang, van hom mag jy verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet, anders kan jy kennis, sodat ons assurance kan kry, sekerheid kan kry, van die hoop van sy roeping, en van die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. Daar's 'n erfenis wat passief lê. Ek herhaal, hoor mooi. 6 dae het hy die heelal geskep. Bovenal hierdie hele skepping, bovenal die kruisiging en die opstanding en die opwekking, is daar nog 'n erfenis. En daai erfenis is nog nie aangeraak nie. Daai erfenis wag totdat almal wat aan hom glo,
totdat almal wat tot die kennis van die waarheid gekom het, tot die openbaarmaking van sy hart, sodat hulle op die perfekte tyd, die volheid van die tyd, gebevrug kan word, in ontvangs kan neem, 'n oppergesag, 'n oppermag, 'n opperheerlikheid, sodat die Vader in 'n ewige rus kan ingaan. Want my erfenis is in besit geneem. Mag ek vra op hierdie oomblik, wie begeer? Wie verlang hierdie openbaarmaking, hierdie kennis, roeping, verligte oor van jou, sodat jy kan weet dat die hoop van sy roeping en die rykdom van sy heerlikheid is, van sy erfdeel onder die heiliges, hoor nou vers 19, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, soos hy, wat hy gewerk het, in Jahshua het hom uit die dode uit opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. As ek en u hierdie skrifte lees, ons kom agter, hoe bring hy ons hier by mekaar en hoe verweef hy ons hierin, dan kom ek agter, hy het Jahshua, sy hele 3,5 jaar, sy hele kruisiging, die Via Dolorosa, en die opwekking en die laat sit in die hemele, slegs as 'n voorbeeld gebruik. Vir wat wag? Wat is in die erfdeel? Vir u en my, wat glo. En aan die ander kant, is dit gedoen, as 'n motivering, as 'n aansporing, kry 'n lus, kry 'n oorgawe, nie meer my wil nie. Ek wil het so uitdruk, laat ek sterwe, en laat u begeerte, u verlange, u wil, my totaal, in my siel, in my gees, besit neem, wanneer ek niks word, en hierdie van hom word alles, kan jy dink wat se manifestasie is ek, en is jy iemand wat het vanmorgen begeer, is jy iemand wat het vanmorgen verlang, is jy iemand wat vanmorgen sê, ek weet nie presies hoe nie, maar ek hoor u woord, en ek gee my oor, laat u wil alleen in my, en deur my volheid geskied, halleluja. Elke vers hier is 'n preek op sy eie. Boven alle wat hy gewerk het in Jahshua, toe hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemel, bo alle owerheid en mag en krag, heerskappy, elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Hoor nou mooi, en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente, u en my, gegee. Hoor nou hier, nou sê wat, nou definieer hy, wat is die gemeente? Wat sy liggaam is. Die volheid. The fullness of him. Who the all thing, all is for himself, filling up. Wat alles en almal vervul. Toe ek vanmorgen hierdie verse so lees, ek gee my eerste hierdie hoofstuk en ek maak oop en ek gaan lees en hy begin met my praat en hy begin my bevrug, hoor nou mooi, en toe hy my hieruit bevrug en vir my hieruit 'n inspraak gee, toe hoor ek
hoe sy gees my dissiplineer tot totale goddelike respek. En ek is verstout in my binneste. En ek hoor hoe sê hy, daar's niks verkeerd dat jy hulle altyd groet en sê geliefdes. Maar vanweë die insig, vanweë die bekendmaking, die openbaarmaking deur sy gees uit hierdie paar verse, het sy openbaring, sy oortuiging, my gedwing tot heilige respek. En ek kan nie vanmôre sê geliefdes nie, maar sy gees bevrug my en sê geroepenis. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, hier is 'n rooi letterdag wat die hemel besef. Hy sê vir my geroepenis, en hy sê vir my erfgename van die Vader. En hy sê erfgename van die Seun. En hy sê vir my medeburgers van 'n hemelse roeping. Ek groet u dus as medeburgers. Mag ek vra, wie dan net 'n blydskap of 'n dankbaarheid of 'n waardering? Ja, gee hom net 'n behoorlike besef of daar's 'n God in die hemel. Hy bevrug my en hy dissiplineer my en hy vat my na Rehalm en hy sê spreek oor hulle geroepenis, hy spreek oor hulle erfgename, hy spreek oor hulle medeburgers. Besef vanmôre, ek wil sê, hierdie onbegryplike groot gedagte. Ek gaan kort wees, want hier's impak. Ek krap net so 'n bietjie aan 'n groot diepte. Melanie en die predikers myself gaan dieper nog hier in die volgende rukkie. Hoor nou net mooi. Hoe onbegryplik hierdie groot gedagte, dat die Vader en die Seun het in same by mekaar kom, 'n besluit geneem. Ons gaan ons geloofsvertroue binne hulle plaas. Wie hoor? Die Vader en die Seun praat mekaar. En hulle sê mekaar, ons gaan ons volle geloofsvertroue binne hulle almal plaas. Nou wil ek net gou vir u bietjie 'n bekendmaking hier bring. Enige geloof, wat enige, maak nie saak vir wat het jy geloof nie, dit wek 'n verwagting van blydskap. Met ander woorde, as enige iets wat jy voor glo realiseer, is daar 'n spontane blydskap, is ek reg? So besef dan vanmôre, by die hemel, by die Vader, by die Seun, is daar 'n blydskapsverwagting oor u en oor my. Die geloof, ek kanselleer elke vorm van minderwaardigheid. Ek bestraf elke gees van ongeloof. Ek wil jy moet hoor, dis sy woord, dis sy waarheid. Hy sê, dit het ek vir gelees, gaan dit net jou weer lees en duidelik maak. Hy in die Vader het gebesluit, hulle gaan hulle volle geloofsvertroue in die liggaam, in die medeburgers, in die erfgename. Ons gaan ons volle vertroue in die liggaam plaas. En as gevolg daarvan het ons 'n verwagting
van 'n blydskap wat ons maksimaal gaan vervul. Met ander woorde, jy en ek is die blydskap van die hemel, die Vader en die Seun tot sy volheid en blydskap vervul. Besef vanmôre, want hy weet, wat het hy binne in u, en wat het hy binne in my en jou geplaas. Want u sien, daar kon miljoene ander gewees het, maar hier sit jy, en hier sit ek vanmôre, nie per toeval nie, sy Heilige Geeswind het gewaai, want hy sê soos elkeen wat deur die Gees gelei word, jy is hier, omdat sy Gees, het sy iemand oor jou bevrug het, of jouself, maar jy is vanmôre hier, omdat daar is 'n Skepper God, wat 'n geloofsvertroue binne jou het, hy het 'n roeping in jou gesit, hy het 'n heerlikheid in jou gesit, hy het 'n bediening in jou gesit, en hy het goddelike seëninge, geestelike seëninge, nie net vir hierdie planeet nie, maar ook in die hemele. Hy wil dus sê, jy moet nie net hier manifesteer nie, maar jy moet in elke hemel, wie hoor, jy moet in elke hemel, wil hy jou 'n factor maak, en elke vlak wil hy jou 'n realiteit maak, op elke vlak wil hy jou sy wysheid, sy insig, met ander woorde, hy wil vir jou sê, hy wil vir jou raad gee, hy wil vir jou 'n kennis gee, maak nie saak wat 'n realm, maak nie saak whatever jy face nie, maar hy het 'n wysheid, hy het 'n kennis, hy het 'n raad, hy het 'n leiding, wat hy binne in my en jou Gees wil openbaar. Waarom? Sodat ek en jy vir hom die oorwinning sal wees. Snap dit? Sy Seun het vir hom 'n prys betaal. Sodat almal wat gered word, die Vader sal verheerlik. Hy wil dus hê, daar's 'n roeping en 'n bediening vir my en jou, sodat hy maksimaal verheerlik kan word. Besef hierdie, die oomblik as ek en jy ons gees hiervoor oopmaak, en die oomblik as ek en jy toelaat, dat hierdie bonatuurlike, hierdie supernatural fine speakings van my besit kan neem. Met ander woorde, ek beperk my nie meer met my denke nie, maar ek gee my geloof in wat ek hoor sy woord oor my spreek. En ek besef vanmôre, voordat ek gebore was, het hy begin besluit, ek moet meer wees as wat ek dink ek moet wees. Luister mooi, ek en jy kan hom never outthink. Sy plan met my, sy roeping met jou, en wil ek dit losmaak, sy salwing oor elkeen van my en jou, sy wysheid oor elkeen van my en jou, hoor mooi, is dubbele meer, as wat ek en jy al ooit gebeleef het, geervaar het, en wat ek en jy nog dink moontlik is. Ek moet dit vanmôre oor jou losmaak. Hy wil van jou magtiger gebruik, as wat jy ooit kan dink hy kan. Luister maar, ek en jy as mens, wil hierdie vir ek met jou onmoontlik lyk. En dit wil vir ons lyk, maar hoe kan dit wees? Want ek en jy ken ons swakhede, ons ken ons foute, en dan praat ek nou oor inspraak. Hy's bewus van jou sonde, en hy's bewus van jou verslaafdheid, en ook vanmôre hoor ek hoe sê hy is bewus van jy weet nie regtig of jy belangstel nie, want jy maak staat, die dag as jy vrek sal sy liefde jou red. Hy sê nee, ek kapot, ek
gaan 'n streep oor jou lewe trek en ek gaan 'n einde aan die swakheid roep. Jy is myne, ek het jou geroep, ek het 'n prys vir jou gebetaal en jy is myne. Vanmôre kan ons dink, hoe kan dit wees? Maar hoor mooi, sy liefde, sy genade, sy goedheid, sy guns, en dan vanmôre besonder, hierdie geloofsvertroue, wat in my en jou het. Nie die geloofsvertroue, sê, by hom, all things are possible. Kom ek verduidelik het. Hy sê vanmôre, ek gee nie om hoe swak is jy nie. Ek gee nie om hoe laag het jy geval nie. Ek gee nie om die foute van jou lewe nie. Maar my roeping oor jou, my belangstelling oor jou, die voorbeeld in Jafashua wat ek gegee het, luister mooi, is baie groter as al jou swakhede saam, is baie sterker, en sonder dat jy dit kan dink, of sonder dat jy dit kan besef, vat ek jou vanmôre, kan ek jou vanmôre afstof, kan ek jou vanmôre reinig, kan ek vanmôre salwing oor jou losmaak, kan ek 'n inspraak, is iemand wat salwing ervaar, is iemand wat ervaar, hy is hier, waarom ervaar jy dit, want hy wil bemoeienis maak, hy wil vanmôre einde maak aan die swakkeling, einde maak aan die probleem, en hy wil jou oplig tot sy heerlikheid, en tot sy grootheid, dis mind-blowing, en ek en jy kan dink, hoe kan dit moontlik wees? Want jy sien, ons het self so vergemaklik geraak in ons swakhede. Dat ons wil sê, en luister, ek help jy nog voor, maar dit nooit wees nie, dis maar die bloedlyn van die familie. Ons familie is maar so. Of dis nou, ek ken my nou so. Of my ma het my so groot gemaak, of my pa het my so groot gemaak, of dis maar wie ek is. Kom maar, bring jy tot insig. Dis nie. Dis nie. Luister mooi, jou skepper, hy het nou hier gesê, ek en my seun het oor jou gepraat. Ek en my seun het oor jou gebesluit. En ek en my seun het gesê, ons gaan ons blydskapsvertroue binne in jou plaas. Ek en my seun het gesê, as jy kan hoor, en as jy kan luister, gaan ons van jou 'n wese maak, wat jy nooit'n wese, wat die hele familie se vloeke sal breek, 'n wese, wat die hele familie tot 'n insig sal bring, 'n wese wat jou vriende kringe tot nuwe beseffe, wie hoor vanmôre, laat ek dit losmaak. Elkeen wat dit hoor, elkeen wat dit begryp, elkeen wat vanmôre sê, ek breek alle beperkings oor my, ek maak my koetser bloedlyn tot nuut vandag, ek maak nie koetser tot nuut vandag, laat die wil van God, laat die uitverkiesing, laat die supernatural fine speakings van my besit neem. Ek wil vir jou waarsku, ek wil jou motiveer, wanneer jy dit doen, en wanneer dit van jou besit neem, hoor mooi, dan vlug alle vyande, dan vlug alle vloeke. Waarom? Want hy is lig, en hy is lewe, en duisternis kan nie in sy teenwoordigheid bestaan nie, en jy is sy liggaam, jy is sy tempel. Ek gaan so ver vanmôre, elkeen wat net vanmôre hierna kan luister, hierdeur wil ek vir jou sê, hoe kragtig is hulle geloof, Vader en Seun se geloof, in my en jou. Hoor mooi, net die feit,
dat jy luister wat ek preek, wat sy woord sê, jy het gelees. Nie die feit dat jy dit snap, hoor mooi. Jaag vanmôre alle tekorte in jou siel, of in jou gees, en of in jou liggaam nou, uit. Swakhede gaan. Siektes gaan. Onkunde gaan. Oh, 'n verjomming van gees kom. 'n verjomming van siel kom. 'n verjomming van liggaam kom. Oh, pastoor, waarom doen jy dit? Hy het vanmôre in my 'n ywer geplaas om te spreek en om te roep wat nie daar is nie, tot daad. Wie hoor, as jy net iemand wat hom 'n hand wil gee, as jy net iemand wat hom 'n prys, as jy nie net iemand wat wil sê, maar nie my wil, maar u wil. Hoor mooi, ek wil het so stel, ons onkunde geef ons lang paaie, maar net 'n kinderlike geloof het my uitverkies. U en die Vader het oor my gebesluit. Ek het 'n erfdeel, 'n goddelike gesag, 'n goddelike, net dit wat ek toelaat, wat ek bely, nie net hoor nie, bely. Net dit, breek alle vorige tekorte. Siel, gees en liggaam. Dit beteken, in plaas van in 'n 40 dae vas in gebed gaan om antwoord te kry, kan ek luister wat sy woord sê. En by die luister kry ek, hoor hier, kry ek A en B, vlug goed uit my siel uit my liggaam uit my gees uit, sonder dat ek weet, maar net die oorgawe aan hom, die lig, die roeping, die uitverkiesing krag, die uitverkiesing heerlikheid, dryf. Alles wat nie reg is nie, uit my uit. Daarom sê hy, dat julle siel, dat julle gees, en dat julle liggaam, sê liggaam, onberispelik, met ander woorde, geen tekort. Hier's 'n krag, hier's 'n salwing. Wie vanmôre wil glo, hy breek vloeke, hy breek siekte, magte, pyne. En vanmôre gaan ek net vir 'n oomblik op my voete staan, as 'n manifestasie, u doen dit nou in my liggaam. U doen dit nou in my liggaam. My liggaam word nou genees. My liggaam herstel van die krag van die roeping, die krag van die salwing, die krag van sy begeerte. 'n Vader en Seun het oor my gebesluit, ek gaan vanmôre hoor, en as ek vanmôre opstaan, is daar 'n blydskap in die hemel, in hulle harte, oor my en jou wat glo, oor my en jou wat vertrou, en oor my en jou wat vanmôre sê, o heerlikheid van die Skepper, nie in my siel besit, nie in my liggaam besit, nie in besit, nie in alle ongerief, vaai. Laat dit so wees. Dankie, kan sit. Nou kom hy mooi, en hy praat, hier, ek kan het mooi lees, hier in vers 3, hoor nou mooi, ek wil het gauw vir jou mooi lees, nie 'n foutjie maak nie. Hy sê, vers 4, ekskuus, soos hy, dis die Vader, ons in hom die Seun uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld,
dit bevestig, hulle het oor my en jou beraad. Hulle het geberaad en 'n besluit geneem. Daarna gaan hierdie uitdagings in hulle lewens kom. Maar vanweer die uitdagings gaan ek, Vader, jy seun, nou dit al in hulle deponeer. Sodat wanneer die uitdagings kom, hulle nie soos Eva sal val nie, maar soos jy, my seun, sal sê, daar staan, geskrywe, ek is 'n erfgenaam, ek is 'n geseënde, ek is 'n gesalfde. Wie wil hom 'n lof, wie wil hom 'n prys? En wanneer hulle dit doen, word die hele hemel gevul met blydskap. Nou luister nou mooi, ek herhaal, Yahshua se kruisiging en sy opstanding is heiliglik vir my en jou alles. Dit is die fondasie van wat ons glo. Maar as ek mooi my toelaat dat die Heilige Gees my hier bevrug, dan hoor ek die Vader en die Seun sê nee, dit is net 'n motivation van 'n heerlikheid wat ons altyd saam gebesluit het, wat ons oor julle gaan gee. Dis reg, gee hom 'n dank. Elke hande klap sê, ek ontvang. Ek ontvang. Ek ontvang. Weet jy wat? In 'n sekere sin too big to handle. Mind blowing. En ons kan ook, hoe kan dit wees? En terwyl ek self vanmôre net lees, en ek bly lees, en ek hoor hoe praat, en met my, en ek skryf die notas wat hy gee, kom ek agter, Nico, jy sê dit niks. En ek hoor hoe sê die Gees vir my, waak vanmôre in hierdie vergadering, teen 'n gees van minderwaardigheid. Ek kanselleer elke gees van minderwaardigheid, wat sê, ek kan nie. Die feit dat jy hier sit vanmôre, dit sê die Vader en die Seun het klaar geberaad. En jy is nie geroep tot 'n neerlaag nie. Jy is nie geroep om te sak nie. Jy is nie geroep om swaar te kry nie. Jy is nie geroep om pes en ellende te hê nie. Jy is geroep tot 'n openbaarmaking van die Vader se hart, wat die kennis van my en jou gee, tot waartoe ek en jy in staat is deur hom. Ek gaan haas. Ek weet dis Moedersdag en almal het kossies vir mekaar gemaak. Lekker gee, daar met tog verskillende wat ons gaan ons kindertjies toe, ons gaan ons mamma en papa's toe. Sien. Hoor nou mooi. Soos hy ons in hom. Dit beteken die Vader en die Seun toe hulle oor my en jou praat. En toe hulle oor my en jou hierdie erfreg besluit. Nou, my en jou kennis sal sê, Yahshua verdien hierdie erf, want hy die prys betaal. Maar Yahshua hou niks vir homself nie. Hy en die Vader het self besluit. Kom, ons hou niks vir ons nie. Ek het laasweek vir u gesê, hy het ook gebesluit, ons hou nie meer die heilige gedagtes vir onsself nie. Doop hulle. Julle gaan krag kry. Wie's bly daaroor? Wanneer sy gedagtes oor julle kom, wanneer sy heerlikhede. Nou sê die Vader, hy het ons in hom. Yahshua, wat beteken dit? Dit beteken, die Vader
se verwagting vir vervulling van blydskap, geloof in my en jou is, ek en jy, sê hy vir Jafashua, moet dan net soos jy wees. Ek Vader, sal alles gee, sodat ek kan gaan rus. Maar hulle almal wat ek voorgee, moet soos jy gehoorsaam wees, nederig wees, en gun die een die ander lewe, en lewe van oorvloed. Mag ek, nou moet ek persoonlik nie ingaan nie. Ek kan nie dink hierdie erfreg, as hy besit neem, en wat 'n heerlikheid hy u en my wil inlei, sodat ons, Jafashua sê, die werke wat hy doen, sal julle ook doen, maar nou nie altyd na die wonderwerke toe hardloop nie, nie dat ek die minste kan wees, nee, dat ek kom net om die wil, hoor nou mooi, met ander woorde, hy was in dieselfde situasie as ek en jy vanmôre, hy het ook al gehoor, die Vader het oor my besluit, en die Vader het sy geloof in my geplaas. Daarom het hy die hele tyd gesê, ek kom, nie om my wil te doen nie. It's not about me, it's about my Father. Ek kom om die wil van my Vader te doen. Vanmôre sit ek en jy hier. Ons kom nie om vir onsself te lewe nie, en onsself beroemd te maak nie, en 'n show te gooi nie. Nee, ons kom om die wil van hom wat ons geskep het, hom wat ons gered het, hy wat ons komende koning is, om hulle wil alleen te doen, tot sy volheid. Wie glo vanmôre? Mag ek vra, wie van u, ek gaan op 'n skrif lees, maar wie van u, of laat ek het so stel, wat ervaar jou gemoed, want ek en jy ken ons lewe, ons weet ons swakheid, ons ken ons foute, en ons weet altyd die vyand ons stekkel, maar wat ervaar ek en jy in ons gemoed, as ons hoor, ek is hier, omdat daar 'n God is, wat sy volle geloof, met 'n blydskapsverwagting, binne my, geplaas het. Wat ervaar jou gemoed? Nommer 2, wat ervaar jou gemoed, as jy hoor, dat al die kragte, magte, wyshede, is alreeds binne my jou gedeponeer. Wag om lewe te kry. Wag om die lig aan te sit. Wat ervaar my en jou gemoed? Pastoor, wat ervaar jou nou? Myne sê, ek wil afsonder soos nooit tevore. Ek wil oorgee soos nooit tevore. En my begeerte, my gebed is verstandjie, raak onvrugbaar, maar gees raak vrugbaar. Want weet jy wat, die verstand doen die menslike, maar die gees doen die bonatuurlike. Dit wat die natuurlike nie kan dink nie, dit doen die gees van God. En ek verlang, want sy erfdeel is nie natuurlik nie. Sy erfdeel is bo natuurlike. Ek gaan gou, en dan gaan ek hiermee klaarmaak. Ek gaan gou net 'n paar verse vir Elias uit Galasiërs uit. Hoor Moses, maar ek sê, dis Paulus wat praat, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt. Selfde ding. Al is hy heer van alles. Met ander woorde, as ek nog 'n verkeerde siening het, al is alles in my gedeponeer, beteken dit niks. Maar
bestuurders, met ander woorde, magte, kragte, opinies, sieninge, tradisies, wat oor jou heers, wat keer, dat jy nie deurbreek. Ag, kan ek gou getuienis gee? Ek sal terugkom. Laas Sondag die mense besoek in die kerk. Vreemdes. En ek het hulle opgevolg, soos ek normaal doen. En die vrou sê, verskriklik. Dit was fantasties. Langs storie kort, is 2 gesinne. En hy sê die een het vir die ander een gesê, ons wil kerk toe gaan. Maar die ander gesin sê toe, ek gaan net na 'n kerk toe, waar sy oorspronklike name gebruik word. Ek verdien 'n behoorlike lofoffer. En trek het 'n ander dorp uit hier in. Om die lof, om die ere. Hoor nou mooi. Nou sê hy, maar hy sal ondervolgde bestuurders tot op die tyd, sê tot op die tyd, tevore, deur die Vader bepaal. Met ander woorde, ek sien julle begeertes, julle opregtheid, maar ook sien ek verkeerde opvattings en sienings, swakhede, onkunde. Maar ek het vooraf 'n oggend gebepaal. Hoor mooi. So was ons ook, toe ons kinders was, in die diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Hoor nou mooi wat sê. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het hy sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Hoor nou mooi. Sodat die aanneming van seuns en dogters kan geskied. Met ander woorde, hy sê, was beperk tot hiertoe. Maar vanmôre lig ek die sluier. En ek maak my Vader hart oop. En ek maak julle bekend wat julle eintlike roeping is, wat julle eintlik kan bereik in my. En omdat julle dan my seuns en dogters is, hoor nou mooi, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur. En daardie Gees roep, nie my wil nie, maar Abba. Ek dink ek het genoeg gesê, wie wil oorgee? En wie wil sê, Abba Vader? Ek wil die volheid van u roeping. Met ander woorde, soos ek en jy net praat, ek is 'n kind van God, en ek is gaan baie meer as dit. Dit gaan oor, ek is Abba Vader, sy manifestasie van sy geloof in my. Ek is sy blydskap. Met ander woorde, hy wag. Ek en jy 'n gesindheid het, sodat sy blydskap volkome kan word. Wie sê ek gehoor en staan hier gou? Nie my wil nie, maar laat u wil, u heilige wil, alleen kan seëvier. Ek bestaan nie onder as ek bid, net as 'n manifestasie. Ek het hierdie lewe nodig, net soos julle. Ek het hierdie insig nodig, net soos julle. En ek gaan nou voor 'n gebed, maar ek nooi u almal bid saam. Maak jou hart onbekend. Laat hy hoor, sodat vanmôre
die volle openbaarmaking van wat hy in jou gespreek het, oor elkeen van julle kan begin manifesteer en plaasvind. Vader, ek kom na u toe. Wat 'n roemryke, goddelike besef. U en u seun het oor ons beraad, oor ons gebesluit. En vanmôre is u volle geloofsvertroue in elkeen van ons wat hier staan. Sodat ons kan rein wees, sodat ons kan heilig wees, aan niks 'n gebrek kan hê nie, sodat u blydskap in die hemel vervuld, volmaak sal wees. Ek roep nou oor ons almal wat hier staan. Ons staan as 'n manifestasie, ons glo u inspraak. Ons onderwerp aan u raad en leiding. En ons sê, kom o Skeppergees, maak ons lewendig dan ooit tevore. Ek roep uit my hele hart oor ons, vir ons almal om nou te ervaar, te sien, te bely, wat ons nog nooit gedoen het nie. Sodat die volheid van u krag en die volheid van u erfreg kan manifesteer. En ek weet, wanneer dit manifesteer, is u in vreugde, is u in 'n blydskap, is u in 'n verheerliking. Vader, ek pleit ons almal nou onder die bloed van u seun. En ek roep u seun, Heilige Ruach, salf ons nou, bevrug ons nou, en laat ons geen vorm van ongeloof, kleingeloof toelaat nie. Verwyder al ons onkunde, vul ons met u wysheid, vul ons met u raad, vul ons met u leiding, sodat ons as werklike medeburgers, werklike erfgename, werklike geroepenis sal manifesteer. Ons glo dit vanmôre, ons vat dit vanmôre, en Vader, ons gaan nou na die tafel toe van u seun, om hierdie kennis wat u oopgemaak het, hierdie raad en leiding wat u gegee het, dit te eet, dit te drink. Ons eet en ons drink vanmôre u begeerte oor ons, u beraad oor ons, en die volheid van die opstanding maak ons nou in ons los, tot u heilige lof, tot u heilige ere, en dat elke wat het vat vanmôre uitroep en sê, laat dit so wees. As daar iets is wat die Heilige Gees met die afgelope tyd baie op attent maak, dan is dit die volgende. Ons wil nie net wonderlike preke luister nie. Ons wil dit lewe. En ek gaan vanmôre 'n manifestasie hier doen van my persoonlike ervaring uit vanmôre se woord. Ek gaan u vra, terwyl u staan, en miskien kan jy daai selfe song opsit nou Klaas, terwyl hy song speel, wil ek hê jy moet net staan en konsentreer. Hoe groot is u geloof in my? Ek self glo nie eers wat u oor my glo nie. Maar om grond van wat u glo, stop ek my ongeloof vanmôre. En omdat ek my ongeloof stop vanmôre, ontvang ek nou wat my siel nodig het, my gees nodig het, en in besonder my liggaam. En ek doen dit vanmôre in besonder. Ek eis
nou volle genesing vir elke liggaam. Kom ons doen dit, volle genesing. Volle genesing, kranke geeste, wyk. Kranke geeste, wyk. Elke kranke gees, wyk. Elke tekort in die liggame, wyk. Spreek ons Jaffa, so bonatuurlike krag in en deur Jaffa-Shua, genesing nou los in elke liggaam. Goddelike genesing, goddelike genesing. Die teenwoordigheid bevestig dit nou. Die teenwoordigheid maak het nou los oor elke liggaam, oor elke liggaam, oor elke liggaam. Volmaak, volmaak, we are a people of faith. Volmaak gesond. We're not people of fear. Ontvang het so, ontvang het so. Deur sy wonde, deur sy wonde. Volbrachte genesing. Halleluja. Elke ongeloof buig. Elke tuin geloof buig. En erken. Jaffa Rafa. Jaffa Rafa. Doen geboren die wonder, doen geboren die bonatuurlijke. Jaffa Rafa, Jaffa Rafa. Roemrijk. Heilig. Heilig, heilig. Genesing. Getuienissen, getuienissen. Getuienissen. Bring lof, bring ere. Bring blijdschap, bring vreugde. In naam. In naam. In naam. Die heilige naam. Halleluja. Elke gezondheid bring een lofoffer. Elke gezondheid bring een prijsoffer. Oh, loof je, how great, how great. How great, how great. How great. Halleluja, halleluja. Yes. Victory, victory. We saw the light this morning. Hy leef hier in my. Hy leef hier in my. So ek in julle, so in julle, so in julle, so in julle. Kragtig, kragtig. Halleluja! Yes! Ons hier is God. The future. Praise him. Hallelujah, hallelujah.